Goeiedag, so hierso is die opsomming van die leerpapier vir jaar 2 van Natuurwetenskappe wat hulle op 29 Mei skryf, al sê die papier 30 Mei. Eerstens kop ons af en ons begin op bladsy 2 waar daar sleutelwoorde is. Nou sleutelwoorde kan of in pasklom A by klom B gevra word of by multikeuse. Nou die sleutelwoorde sluit in kondisies, prosesse, sensoriese waarneming, voortplanting, saailing, vaste stof, vloeistof, kondensasie, sublimasie en smelting. Daarna beweeg ons na die 7 lewensprosesse toe. Maar ons begin met beweging. Mense en diere gebruik hulle liggame om te beweeg van een plek na 'n ander. Hulle moet beweeg om voedsel en water te kry. Dan kry ons voortplanting. Mense en diere, veral soogdiere, kry babas. Sommige nuwe plante kan van sade af groei en sommige diere lê eiers. Daarna beweeg ons na sensoriese waarneming toe, waar lewende dinge gebruik hulle sintuie om te reageer op lig, temperatuur, klank, reuk en smaak. Sintuie help organismes om bewus te wees van hulle omgewing sodat hulle kan oorleef. Asemhaling. Mense en diere gebruik suurstof uit die lug om asem te haal. Visse absorbeer die suurstof uit die water wat oor hulle kiewe spoel en plante absorbeer koolstofdioksied uit die lug en verander dit in suurstof. Voeding. Voedsel verskaf energie aan lewende dinge. Groenplante maak hulle eie kos vir energie in hulle blare en stamme deur die proses van fotosintese. Uitskeiding. Mense en diere moet van afvalstowwe ontslae raak. Spesiale organe help tydens die uitskeidingsproses soos die longe, niere en vel. Plante gebruik die proses van transpirasie om ontslae te raak van afvalstowwe. Dan kom ons by groei. Mense en diere word volwassenes. Saailinge word plante en dit behels die gebruik van voedsel om nuwe selle te produseer. Dan kom ons by die basiese strukture van plante. Ons begin by die wortels. Plante se wortels is gewoonlik onder die grond. Sommige plante stoor hulle kos in die wortels en dit anker die plant in die grond en absorbeer voedingsstowwe. Dan kom ons by stingels. Dit verbind die wortels met die res van die plant. Dit ondersteun die blare, blomme en vrugte en dit vervoer voedingsstowwe en water van die wortels na die res van die plant toe. Dan kom ons by die blare. Alhoewel baie plante se blare groen is, kan sommige blare ook ander kleure wees. Sommige bome se blare verander van kleur in die herfs. Blare absorbeer sonlig wat gebruik word om kos te maak vir die plant. Sommige plante stoor ook hulle voedsel en water in hulle blare. Blomme maak styfmeel om sade te maak vir die groei van nuwe plante. Blomme maak sade en vrugte. Blomme lok ook voëls en insekte om hulle styfmeel te versprei. Sade. Plante stoor sade op verskillende maniere in hulle vrugte, pele en stronke. Sade kan uit die blom van 'n plant groei. Sade is baie belangrik omdat nuwe plante vanuit die sade groei. Nou kom ons by die basiese strukture van diere. Ons begin met die kop. Dit is die stoorplek van die brein, oë, mond, ore en neus. Dan het ons die stert wat sommige diere help om te beweeg en swaai in bome. Dit bepaal ook die rigting van beweging en dit raak van vlee ontslae. Die liggaam. Dit het verskillende bedekkings. Mense bedek hulle liggame met klere. Diere se liggame kan bedek wees met skubbe, vere, hare, leer of 'n dop. Dit beskerm die dier se organe, bene en spiere teen die omgewing, stampe, kieme en ultraviolet strale. Dit help om in te smelt by hulle omgewing en dit word ook gebruik om die teenoorgestelde geslag by diere te lok. Dan kom ons by hulle ledemate. Diere gebruik hulle ledemate om te beweeg. Sjimpansees en eetkorings gebruik hulle voorste en agterste ledemate om voorwerpe te hanteer en diere kan vlerke gebruik om te vlieg of vinne om mee te swem. Sintuie. Honde het 'n sterk reuksintuig wat hulle help om mense onder geboue en modderstortings uit te sniffel. Arende, uile en roofvoëls het 'n goeie sintuig van sig om knaagdiere op 'n afstand te kan sien. Olifante en katte kan hoor wat mense nie kan hoor nie. En skoenlappers en bye het 'n spesiale tassintuig wat hulle deur hulle vel en pote kan proe. Dan, wat het plante nodig om te groei? Daar's 4 dinge. Eerstens is dit sonlig. Plante gebruik sonlig om te groei en te leef. Groenplante gebruik water, koolstofdioksied en sonlig om kos te maak. Die son is die hoofbron van energie vir byna alle lewende organismes op aarde. Lig. Plante het lig nodig om te groei en leef net soos mense en diere. Plante gebruik die koolstofdioksied in die lug om kos te maak om te groei. Dan het ons die grond. Meeste plante groei wanneer hulle in grond geplant word. Die wortels anker die plant vas in die grond.
Voedingsstowwe in die grond word deur die plant geabsorbeer en arm grond het 'n tekort aan voedingsstowwe. Water is belangrik want plante benodig dit om te groei en kos te maak. Die hoeveelheid water wat 'n plant benodig hang af van alle tipe plante en wortels absorbeer water uit die grond. Vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Nou vaste stowwe het 'n definitiewe vorm, dit neem definitiewe ruimte in beslag, dit het 'n spesifieke volume, dit kan nie vloei nie, die molekules is styf saamgepak en kan slegs vibreer en dit kan nie saamgepers word nie. Vloeistowwe het geen definitiewe vorm nie, dit neem definitiewe ruimte in beslag, dit het 'n spesifieke volume, dit kan vloei, die molekules is losweg saamgepak en kan om mekaar beweeg en dit kan nie saamgepers word nie. Gasse het geen definitiewe vorm nie, dit neem alle beskikbare spasie op, dit het geen spesifieke volume nie, dit kan vloei, die molekules beweeg ver van mekaar af en dit kan saamgepers word. Dan beweeg ons na metale en nie-metale toe, waar die eienskappe van metale en nie-metale is. Metale is gewoonlik blink, hard en swaar, dit gelei elektrisiteit en hitte en dit word uit die aarde uit ontgin. Nou nie-metale is geneig om dof te wees, dit gelei nie elektrisiteit nie, dit word isolators genoem en nie-metale roes nie. Dan kom ons by die vergelyking van metale en nie-metale. Weer eens, metale is solied en sterk, hulle is rekbaar en smeebaar en hulle blink. Nie-metale is sag of buigsaam, dis ook hard en bros en dit voel gewoonlik nie koud of warm nie. Dan kom ons by alloye. Wat is alloye? Alloye is mengsels van verskillende metale. 2 of meer metale word gekombineer om 'n groter weerstand en sterkte op te bou teen korrosie. Dit kan 'n mengsel van 'n metaal en 'n nie-metaal wees. Nou die rede hoekom alloye gebruik word, is omdat die gekombineerde eienskappe van die verskillende metale beter is as die eienskappe van suiwer metale. Dis makliker om mee te werk, dis sterker, meer buigsaam en verander die eienskappe van 'n produk. Wat is bedekkingsmetale? Metale en korrosie. Metale is blink wanneer hulle nuut is, maar met die verloop van tyd verdwyn daardie glans en hulle word dof en vlekkerig. Roes het 'n rooi-bruin kleur en grouwe tekstuur. Roes is ook die produk wat vorm wanneer yster korrodeer. Tydens korrosie reageer yster met suurstof in die lug of in water om ysteroksied te vorm. Laastens het ons ander tipes korrosie. Aanslag word aangetref op silwer, teepotte en skinkborde. Patina is die groen laag wat ons op koper voorwerpe sien, swart kolle wat op brons verskyn en aluminiumoksied wat 'n gryswit laag is wat op aluminium voorkom. Met die verwerking van materiale. Materiale kan op verskillende maniere verwerk word om nuwe materiale of produkte te maak. Wanneer ons materiale verwerk, kan die nuwe materiale verskillende eienskappe hê. Die doel van meeste verwerkingsmetodes is om materiale meer nuttig te maak. Sintetiese materiale is mensgemaakte materiale, waar natuurlike materiale enige materiale is wat van plante, diere of van die grond afkom. Grondstowwe of rou materiaal is nog nie verwerkte materiale nie. Dan het ons voorbeelde van grondstowwe wat gebruik word om ander materiale te maak. Dierevelle wat verwerk word om skoene, handsakke te maak. Wol van skape wat gebruik word om treie en serpe te maak. Sand wat verhit word tot baie hoë temperature om glas te maak. Klei wat gevorm en gebak word om teekoppies en teepotte te maak. Gesmelte metale wat in vorms gegooi word om juweliersware te maak. Steenkool en olie wat gebruik word om plastiek, verf en lap te maak. En hout word verwerk om meubels te maak. Nou hierdie was die opsomming gewees van die leerpapier. Daar word nie baie prente gevra in die vraestel nie, daar word slegs een gevra. Soos julle kon gesien het, was meeste van die vrae en die werk puntsgewys gewees. So ek gaan die leerders se kennis toets, of hulle wel geleer het en of hulle vir my kan verduidelik waarvoor elke dingetjie is. Lekker leer en sterkte met die vraestel.